In Ink Luisterstories bied aan Tilly se surprise uit die bundel Die Griesels van Poespasvlei deel 1, geskryf deur Nico Skamrel, voorgelees deur Karen Loots. Tilly surprise almal. 'n Boefet? Dis wat haar gesinnetjie nodig het om hulle 'n culture shock te gee. En hulle wat langs haar werk op die assembly line sê, dis glo 'n life experience, 'n belewenis once in a lifetime. Jy eet soveel jy wil en daar is van alles en nog wat. Chops, boude, stews, groente, slaaie, koue goeters, warm goeters, seekosgoeters en poerings wat 'n hele tafel vol staan. Kinders onder 12 eet vir halfprys en haar tweeling sal deeg gaan vir 11. Hulle moet net hulle hare platkam, nekke intrek en knie krom trek. Toe Tilly bespreek, is die bestuurder glad nie op sy bek geval nie. Mevrou bedoel seker 'n buffet en 'n kaverie, sê hy sarkasties. Nee, ek praat van kos eet soveel jy kan. Dis vir 2 groot mense en 8 halwes. Ons is vol bespreek. Jammer. Hy lieg, die klein wetter. Dan sal ons wag tot daar 'n tafel beskikbaar is. Sy laat haar nie van stryk bring nie. Laat ek sien. Ja, hier is 'n kansellasie. Die bestuurder gee 'n diep sug. Die besprekings is vir komende Sondag en 'n groot geheim. Dis nou eers Maandag. Hierdie week eet hulle net brood, margarine en jam. Woensdag kan hulle 2 keer pap kry. Die kinders moet hulle Kersklere dra en sy dra haar sandale met die diamante wat skitter soos glitter. Vaan moet sy oorlede pa se safaripak dra, want hy het nie eintlik uitgaanklere nie. En die hotel is ordentlik. Nee, Vaan het flop gekom, gaan ook saam. Maar hy moet liefs kar oppas, want die hotel is 'n gevaararea en hy kan ekstra geld maak vir sy self aangestelde car-guard besigheid. Aangesien daar skaars 'n tafel was vir hulle toe sy bespreek het. Sy sal vir hom 'n doggy bag bring. En nou laat die doggy bag haar dink aan ma Popsie. Lê daar in die grocery kas soos 'n doggy bag. Hoe kan sy haar ma sommer so laat gaan? Wind vat haar weg. Strooi haar by die dam. Sit haar stof onder 'n klip. Nee, wag. Terwyl ma in haar kas rus, voel sy tevrede. Dit troos haar dat ma Popsie so naby haar is. Sy voel veilig, al is Frik daar om hulle te beskerm. Hierdie is hulle huisie en sy is doodtevrede. Mynmol, Kroek, Koekemoer, kan sy aftreehuis in Orania maar hou. Eendag sal hy sy straf ontvang. Sy en Frik weet van die geld wat hy gesteel het. Mynmol het vir Griesels 'n kous oor die kop getrek, maar dit is wat hy dink. Sy dag sal kom. Sy en Frik bly tjoepstel, want Frik wil nie moeilikheid maak nie. Net nou verloor hy sy werk en die mynhuis. Dan sit hulle weer op straat. Teen Woensdag ly Frik en die kinders aan sooibrand, galblaas en thyroids, te veel brood en appelkoeskonfyt. Toe Tilly die pot pap op die tafel sit, sou mens sweer dis 'n Kerskalkoen. Vrydag aand sluit Tilly haar in case of emergency koskas oop. Dieselfde kas waar ma Popsie soos 'n doggy bag is. Hierdie is haar noodgeval voorraad vir die maar dae, eers versteek in die ou Suid-Afrika toe dit nuwe Suid-Afrika geword het. Blikkies Vienna's, bully beef, sweet corn, pap, cremora en riekoffie, suiker en 'n blik jam. Sy haal 'n pak macaroni uit, want vanaand eet hulle macaroni in tomatiesous. Sy sal 'n kers opsteek en die ligte afsit in geval dan miet in die macaroni is. Ma Popsie rus salig agter die 2 blikke curryvis. Sy het skaars die bak op die tafel en die hele kroos spring in en vreet soos leeu's aan 'n karkas. Bekkies vol bloedrooi sous tot oor die ooghare en ore.
Lona het tot tomatiesous in haar hare van kopkrap. Tilly hoop net nie die kind het weer luise nie, want dan moet sy die kind se kop was met parafien en dan stink sy as hulle gaan grand eet. Laas het sy met haar parafienkop teen Frik gestamp, net toe hy sy Gunston aansteek. Toe ontplof die kind se hare in 'n bol vlamme wat die kamer se dak pikswart brand. Shame. Lona moes skool toe gaan met 'n halwe kaal kop. Gelukkig was die luise cremated. Saterdag lyk die kinders soos konsentrasiekamp-wesies, bleek met uitpeeloogies, lang kakebene met baktande en knopknieë. Tilly gee vir hulle brood met bologna en ou ros. Sondagoggend is almal al vroeg op en volg Tilly se bevele. Julle bad almal 'n skrop agter julle ore. Naels skoon, hare plat gekam. Trek julle Kersklere en skoon onderbroeke en panties aan. Maak seker julle skoene blink. Frik, trek jou pa se safaripak aan en 'n skoon onderbroek. Toe, wikkel. Gaan ons Jurassic Park toe, ma? Vra Fanny groot oog. Nee, ons gaan na 'n wonderlike plek toe. Gaan ons dan vir ouma Popsie in die hemel kuier, want dis al wonderlike plek wat ek van weet, vra Lona. Want sy is nou swak van al die verdunde ou ros en hongersnood, dat dit voel of sy wil omval en opstyg. Toe Frik, Tilly en die orrelpypies die eetsaal instap, kyk die bestuurder moedeloos na die lam en beesbout. Die tweeling trek hulle bene bak soos 'n bicycle rim, loop soos twee camel cowboys, arms bak, as hulle nou 'n revolver gaan swaai. How's it? Ons is die griesels, kondig Frik by die toonbank aan. Die bestuurder se nek buig agtertoe om Frik in die gesig te kyk, en dan links, al met die do, re, mi af tot op die einde van die oktaaf. Gruwels, hy lei op. 2 adult Sunday lunch, 8 half children. Wat van die een buite? Vra hy sarkasties. Wie? Die Kaagaard. Ons ken hom nie, sê Tilly. Frik lees sy naamplaatjie. Nolsie, manager. Die bestuurder rol sy oë. Hoe kan hy stry met 'n fris man in 'n stywe safaripak met 2 patats tussen sy bene en 'n Kaagaard met 'n musseltop en 'n Spider-Man tattoo? En kyk, die 2 cowboys, lang gatte soos 'n kakhuispyp, trigger happy, klein stront gevrete in ontwikkeling, klaar op die pad na vergaan. Ek haat my job, mompel Nolsie en wip sy gat. Die kinders wieg voor die toonbank van die hongerte, in klein Manie se mond kwyl teen sy nek af. Nolsie herhaal die bespreking. 2 adults and 8 under 12 children, opgelei. Ja, beaam Tilly. En as jy my nie glo nie, kan jy vir die auntie by die inryloop vra en vir die skoolprinsipaal wat op study leave is. Nee, ek glo jou mevrou, betaal net eers, dankie. Net nou klim hulle deur die venster of verdwyn een toilet toe en blameer die varkbout. Hy vergesel hulle na 'n lang tafel, verby borde vol kos, 'n vrugterangskikking, bakke vol slaai, puddings wat hulle nog nooit gesien het nie, en mense wat hulle aangaap. Soveel silwer messe, virke en lepels het hulle ook nog nooit aanskou nie. Nie eers by die hoompie nie. Shame, die een wat alles moet opwas, slaap seker onder die kombuistafel, want klaar gewas as sy nooit kom nie, fluister Tilly. Haar wenkbroue lig vir die stokstywe servette en die lang wit tafeldoeke wat aan haar sandale vashak en haar voete kielie. Dis nou hoe ryk mense eet. Frik se maag draai soos 'n varkhond wat grom vir die posman. Wil julle iets bestel om te drink? Die kinders skree almal, Coke! Bring maar 'n 2 liter in plastiek glase asseblief. Toe die bestuurder met omgedopte oë wegstap en sy heupe swaai, vra Kees of hy 'n antie is, want hy loop en praat soos een. Niemand antwoord nie, want die kos is nou belangriker as opvoeding. Kees bly wonder. Voor die 2 liter Coke by die tafel kon uitkom, is die griesels by die buffet. Nie een weet wat is wat nie, maar Frik skep alles
tot dit later 'n groter hoop is as die sand by die myn. Tilly en die kinders skep. Lorna druk die kos plat met 'n opskeplepel, om nog bo-op te pak. Die tweeling rek tot 12 jaar plus. Klaar betaal en die een sit die hele gestoomde vis met stert, kop en vinne op sy bord. Fanny druk die koue ham in haar mond, 3 keer gekou, heel ingesluk. Dis die lekkerste polony ooit. Klaar geëet vir nou en dit is tyd vir 'n smokebreak. Die kinders moet wag by die tafel en is te bang om te beweeg, want die oom chef het 'n lang mes en hy kyk diep onder sy ooghare na hulle. Fanny hou haar groot pop styf vas, daktyp oor die gat en mond, en sy het 'n plan wat niemand van weet nie. Lamb, beef, chicken of pork, vra die oom chef met die lang mes. Frik trek sy pens in en stoot sy borskas uit. All 4, sê hy, en hou sy bord uit soos 'n diaken wat geld kollekteer. Die chef, oorwerk en onderbetaal, werk dubbelskof en pas 'n joint gerook agter die hotelwassery. Gee een snytjie van elk. Frik hou sy bord en kyk die man goed in sy rooi oë, asof hy sê, Chefie, moet nou nie met my stront soek nie, en ek weet jy is meer gerook as jam. Rooi oog skep nog en Frik bly staan tot Tilly hom stamp. Kom, beweeg, die poering wag en net nou is daar niks oor nie. Toe hulle by die tafel gaan sit, tel Tilly die kinders, want een is missing. Mani, Gysie, Pokkies en Jakes, Griet, Lorna, Kees. En waar die hel is Fanny? Frik suig kliphard aan die been. Fanny is skoonveld. Tilly spring reg op en skree kliphard. Fanny, waar is jy? Sy kyk verboureerd rond. Frik, magtig, doen iets man. Nolsie kom met 'n swaaigat tafel toe getrippel teen die spoed van lig, toe Frik sy dik vingers klap. My een kind is weg, wie jy dalk waar? Ja, sy is besig om Smarties van 'n lemoenkoek te steel, sê Nolsie en swaai om dat hy amper oor 'n stoel kantel. Haar pop, amper net so groot soos sy, hang aan die kant van Fanny se heup. Daktyp blink in die ligte van die eetkamer. Hoor jy my nie, roepie Fanny? Ek het al hoeveel keer vir julle gesê julle loop nie weg nie. Kom, sit nou en sit daai blerrie pop op 'n stoel en eet jou kos, raas Tilly. Fees der feeste, soos offerandes, kwartels en manna uit die hemel wat neerstort in 'n tyd van hongersnood en financial depression is. Dankie, ma Popsie. Tilly glimlag tevrede. Die tafel is bedek met hoenderbene, dollosbene, chopsbene. Dit lyk soos 'n ontploffing in 'n begrafplaas. Tilly vra 'n doggy bag vir die hond. Doorsie se hond ook en vir die hond oor kan die straat. Doggy bag vir die oorskiet polony en tamatieslaai. Doggy bag vir die beesvleis en lamsvleis. Bestuurder Nolsie draf stap op en af. Sweet druppel soos blare op sy voorkop. Klein Kees wonder steeds of Nolsie 'n antie is. Die res van die kliënte is al klaar geëet en geniet lankal 'n Sondagmiddag slaapie toe die griesels by die nagereg begin. Nolsie se geduld is dunner as 'n garingdraad. Sy senuwees is gerek tot die uiterste. Hy byt op sy tande en fluister vir die chef. Profit moer toe. My budget vir die maand totally in the red. Nie 'n sent se incentive nie. Potential nervous breakdown. Ek is 'n staatspasiënt vir die malhuis. Ek soek 'n zol so groot en lank en dik soos 'n besemstok. Die griesels skep die nagereg in sopborde. Neem sommer 2 bakke, sê die bestuurder, want die chef wil die buffet wegneem. Frik vat 3 sopborde vol in 'n hele bak truifeltafel toe. Tilly vra 'n takeaway en 'n doggy bag. Nolsie is moed verlore en moerig. Hy laat val sy polse. Kees vergaap hom. Die man-vrou het 'n knopgat soos 'n babbel
dink Kees. Jammer, maar julle moet nou klaar eet, of ek sal julle weer moet charge, want hier is genoeg doggy bags om die hele land se SPC uit te voed. En by the way, ek ken die verskil tussen 11 en 14 en die twee is alles behalwe 11. As een van julle met my wil argue, charge ek vir daai pop ook, en ek roep hy sexy car guard met die musseltop om julle te kom uitsmyt. Verstaan ons mekaar? Fanny knyp haar pop styf tussen haar bene vas en bid, dankie vir die kos, die poering, en hou haar pop tog net veilig. Amen. Tilly se handsak staan bak van al die doggy bags. Die kinders help die vrugterangskikking wegdra. Frik se hande is vol takeaway houers. Nolsie kyk nie eers na hulle toe die griesels verby die kassiere stap nie. Fanny en haar pop kruip agter haar ma se rok weg. Uit hierdie common plek moet ek uit, voor ek familiemoord pleeg, die dorp afbrand en myself ophang aan die kakhuisdeur se deur. Hierdie plek sal van my 'n serial killer maak, en ek dink nie, daar is so 'n ding soos 'n moffie serial killer nie. Donder, as hy een was, moes hy hier kom bly het. Hy gooi 'n dubbel tequila by sy keelgat af. Ja, bokkerof julle klomp kom en vloerse, skree bestuurder by die venster, toe die kar wegtrek uit die parkeerarea. Car-guard lyk nie te bad nie, dink hy. By die huis sak almal neer, waar hulle plek kry. Almal lyk groter as wat hulle was voor ete. Fanny flop gekom en bure smil aan die doggy bags. Die hond ook. Fanny verdwyn na die yard. Sy trek die ducktape van die pop se gat en mond af. Messe, virke, lepels, smarties, chocolates en stukke ham val uit die gate. Niemand sien nie. Die eetgerei word in die tuin begrawe. Gysie, Griet en Lona verkyk hulle hoe Letitia die bene afsuig. Papek. Sop drup van haar lippe af. Doorsie lek die takeaway boksie uit. Gysie knyp. Dis hy toilet ding. Kom ons van agter die toilet af. Hy hou uit, want die kos moet nog 'n bietjie langer binne bly. So? Vra Fanny flop gekom. Hoe was dit? Tilly dink hardop. Poefet, poefei, kawiri, sê sy. One and the same thing, a life experience. 'n belewenis once in a lifetime. En sy kyk na haar familie met deernis. Hoe dankbaar voel sy vir die bietjie wat sy het. Takeaway houers vol bene, soos doodskiste, opgestapel langs die wasbak. Dit kon 'n groot verwarring veroorsaak het. Ook maar goed sy het ma Popsie in die grocery kas toegesluit. Dit was Tilly se surprise uit die bundel Die Griesels van Poespas Vlei deel 1, geskryf deur Nico Skamrel, voorgelees deur Karen Loots. Hierdie bundel is beskikbaar by www.nsskrywershuis.co.za.